Salams and welcome. Thank you for joining me in episode number 173 of the Afrikaans reading of the Holy Quran, the Heilige Quran by Imam M.A. Baker. Episode 173, hoofstuk nummer 9, die boetedoening, Surah 9 At-Tawbah. Hoofstuk 9, die boetedoening. Now, normally I say, A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim, Bismillahir Rahmanir Rahim, but Hoofstuk 9 is the only chapter in the Quran that does not start with in the naam van Allah, the Barmhartige, the Genadige, right? So it does not start with this. So there's 114 chapters in the Quran, and the word in the naam van Allah, the Barmhartige, the Genadige, occurs in 113 chapters. But eventually it comes to 114 because in one of the, I think it is Surah An-Naml, or in one of the chapters, the word Bismillahir Rahmanir Rahim does occur. But for purposes of this reading, I will then not start off with Bismillahir Rahmanir Rahim, right? The ulama can guide me therein, but may Allah subhanahu wa ta'ala forgive my errors therein, right? So I will just start completely without Bismillah, right? Let's start. Afdeling 1 van hoofstuk nommer 9. Verklaring van vrystelling. 'n Verklaring van vrystelling van Allah en sy boodskapper teenoor die heidene met wie hulle 'n verdrag gesluit het. Gaan daarom 4 maande lank in die land rond en weet dat julle nie van Allah kan ontsnap nie en dat Allah skande oor die ongelowiges sal bring. En dit is 'n aankondiging van Allah en sy boodskapper aan almal op die dag van die groot betevaart, dat Allah saam met sy boodskapper vry is van verantwoordelikheid teenoor die heidene. As julle daarom berou toon, sal dit vir julle beter wees. Maar as julle wegdraai, weet dan dat julle Allah nie kan ontwyk nie. En verkondig 'n smartlike straf aan die ongelowiges met die uitsondering van daardie heidene met wie julle 'n verdrag gesluit het en wat julle in niks in die steek gelaat het nie of niemand teen julle gesteun het nie, kom dan die ooreenkoms met hulle tot aan die einde van die tydperk na. Waarlik, Allah het die Godvreesendes lief. En wanneer die heilige maande verby is, bring dan die heidene om waar julle hulle ook mag vind, en neem hulle gevangene, beleer hulle, en loer op hulle uit elke hinderlaag. Maar as hulle berou toon en die gebed onderhou en die zakat betaal, die zakat is die gunste aan die behoeftiges, 2.5%. En die zakat betaal, laat hulle weg dan onverhinderd wees. Voorwaar, Allah is werkgewensgesind, genadevol. En as enige van die heidene u om beskerming vra, skenk hom dan beskerming totdat hy die woord van Allah gehoor het en bring hom dan na 'n plek van veiligheid. Dit is omdat hulle 'n onkundige volk is. 173, 174. Join me in the next episode, which is episode number 174 of Surah At-Tawbah. Look after yourself. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.